as 'n vergadering van gelowiges, wat hier saam is om die Here openlik aan te roep, is ons hulp in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskep het. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid, vrede vir u van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here, met die sing van lied 188, daarvan die eerste en die derde vers. En ons doen dit staande, daarna bely ons saam ons geloof. Kom ons doen ons staande ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Ons kom nou by ons verootmoediging en versoeningsdiens. As ons belydenis aan ons vra, broers en susters, waaruit ken jy jou elende? Dan antwoord ons belydenis uit die wet van God. En dan gaan ons Here Jesus Christus ons daarin voor. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte. En dan noem hy dit is die eerste en die groot gebod. Die eerste gebod wat reeds in die paradys afgekondig is. Die eis van die verbond wat God aan Adam en Eva gestel het. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. As ons die vraag vra, kan ons dit in volle nakom? Dan kom die beskaamende antwoord, nee. Ons het geval. Ons het die hand van die duiwel gevat op pad na die dood, na die ewige dood, in plaas van die hand van God op pad na die boom van die lewe. En daarom staan ons diep skuldig voor die Here. Ons kan hier die eis van die verbond nooit uit onsself nakom nie. Kom ons verootmoedig ons en ons sing hierop lied 241 vers 1 en vers 3 en daarna neem ons weer ons sitplekke in. Ons het gesing, deur u Seun skenk u genade. Inderdaad, as God daardie straf oor Adam en Eva sou voltrek het dit die vernietiging van sy skepping beteken. Maar so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun nie spaar nie, maar hom vir ons almal oorlewer. En hy stuur hom as 'n tweede Adam, wat in die spore van die eerste een kom staan, en dan beantwoord hy aan die eis van die verbond in sy volheid, tot aan die dood van die kruis. Hy gehoorsaam aan die wet van God in ons plek, en sy gehoorsaamheid word dan deur die geloof aan ons toegereken en ontvang ons die ewige lewe uit genade. En in hom word ons dan 'n nuwe skepping.
Paulus skryf dit in 2 Korintiërs hoofstuk 5, elkeen wat in Christus is nou 'n nuwe skepping. En as nuwe mense in Christus moet ons gestalte aan die liefde waarmee hy ons liefgehad het gee. As rigsnoer daartoe gee die Here sy wet aan ons. Kom ons luister hoe Paulus dit in Nuwe Testamentiese lig aan ons voorhou in Romeine hoofstuk 13 en daarna antwoord ons daarop met lied 235 vers 1 en vers 2. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Kom ons antwoord daarop met lied 235 vers 1 en 2 en daarna bid ons saam. Ewige en almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en dank U dat U aan ons geopenbaar het in U woord, maar die duidelikste in die vleesgeworde woord, ons Here Jesus Christus. Ons dank U dat ons U mag ken as die skepper van sienlike en onsienlike dinge. Dat ons U mag ken as die onderhouer en regeerder van alle dinge. Dat niks by toeval gebeur nie, maar dat alles uit U Vaderhand na ons toe kom, omdat U Vaderhart in Christus Jesus vir ons oopstaan. Ons dank U dat ons U mag aanroep as ons Vader. 'n Vader wat met smartgevoel bewoe U kinders aanskou met tere mededoe. In hierdie aanroepvorm sit die ganse evangelie in opgesluit. U het ons met U versoen deur Jesus Christus ons Here. So kan ons weer U kinders word en mag ons weet dat U deur U Gees in ons harte wil woon en werk, sodat ons kan soek die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Ons dank U dat ons as U kinders vanmôre hier mag met mekaar saamkom om saam U openlik aan te roep. Ons dank U vir U genade. Ons dank U vir soveel voorregte waarin ons mag deel. Ons dank U dat U ons oorgebring het uit die dood na die lewe. En dat die wêreld ook in ons mag sien U ingrype in ons lewens. En ons bid, o Gees van God, dat U ons elke keer ook weer daartoe sal bring dat ons nie van hierdie wêreld is nie, alhoewel ons in hierdie wêreld is. Gee dat ons deur ons lewens wandel 'n sigbare preek mag wees wat U deugde verkondig, nou en tot in alle ewigheid. Ons bid vir die kerk dwars oor hierdie wêreld, waar U evangelie ook vandag verkondig word. Gee dat die hele wêreld met U saligmakende kennis gevul word en dat U koninkryk in sy volheid mag kom, waarin U alles sal wees en in almal. Ons bid vir alle bedienaars van die woord, alle sendelinge en alle evangelisasiewerkers. Ons weet van so baie op baie plekke dwars oor hierdie aardbol, in die Andesgebergtes, in die Amazone, in Japan,
dwars oor Afrika, in Asië en in Europa, wees by en met elkeen. Gee dat u woord reg en suiwer verkondig mag word, en dat die geloof in elkeen se hart mag groei en toeneem, en dat ons met Paulus mag uitroep, ons leef nie meer nie, Christus leef in ons. En dat ons vanuit hierdie gebrokenheid uitgelig mag word, en dwars daaroorheen sien op die bruilofsmaal van die lam, wat reeds vir ons in voorbereiding is. Ons bid vir elke broer en suster van hierdie gemeente. U ken elkeen se besondere omstandighede. Bid vir hulle wat siek is, wat in die hospitaal hulle bevind of tuis verpleeg word. Ons bid vir die eensames. Ons bid vir hulle wat moedeloos is. Ons bid vir hulle wat swaarmoedig is, dalk depressief is, vir hulle wat dalk wanhoopig is, wat hulle teen 'n muur vasgeloop het en nie weet hoe die weg môre vir hulle gaan uitwerk nie. Gee dat ons tye wat in u hande is, in u hande sal laat, in die vaste geloof en sekerheid, u gee vir ons om. U maak ons paaie vir ons gelyk. Seën hierdie gemeente waar hulle ook in 'n beroepsfase is om 'n dienaar van die woord hierheen te beroep. Wil hulle deur u Gees ook daarin lei. En dat ook aanstonds hier weer iemand mag wees om die heiliges op hierdie plek toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van ons Here Jesus Christus op hierdie plek. Ons bid vir ons land, ons volk en al die mense wat hier woon. Skenk aan ons regering ook wysheid en insig, dat hulle mag besef, hulle is alleen aan u verantwoording verskuldig. Dat hulle u sal erken as die bron van alle gesag, en dat hulle die werke van die duiwel sal teestaan. Ons bid ook, o Here, dat u, ons Here Jesus Christus, wat op pad is, die werke van die duiwel sal vernietig, en alle heerskappy wat hom teen u verhef, en dat ons u mag sien in die tekens van die tye op pad na die volëinding, waar al u verbondsbeloftes in vervulling sal gaan, van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarop daar net geregtigheid woon. Ons wil ons sondes voor u bely, en ons gedagtes, ons woorde en werke het ons u wet weerstrewe. Genade is al waar ons op pleit. Gee ons in Christus nuwe lewe om u wet te doen uit dankbaarheid. Ons bid dit in sy naam. Amen. Kom ons sing weer nog eens saam met die oog op die woordbediening uit Lied 258, daarvan die eerste vers. Lied 258 vers 1. Geliefde broers en susters, ons het nou onlangs Pinksterfees gevier. Die grootste gawe van die lyde en sterwe van ons Here Jesus Christus wat aan ons gegee is sy Heilige Gees, die Heilige Gees. Dit is die waarborg, die eerste paaiement, dat ons ook die volheid van al die beloftes van God gaan beerwe. Nou, die Heilige Gees pas in ons lewens ook toe, soos die doopsformulier sê, wat ons in Christus nou besit, naamlik die afwassing van ons sonde, die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe onbevlek gestel sal word. En daarom wil ons vanmôre by een van hierdie weldade, wat die Heilige Gees in ons lewens toepas, in die bediening van die woord stilstaan, by die wonder van vergewing. En ons lees dan uit die woord van die Here, en ons luister na die Here, uit Lukas hoofstuk 15, vanaf vers 11, tot en met vers 31.
Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ou huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig en ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en u pa die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord hom, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my. En alles wat ek het, is ook joue. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want nie hierdie seun van pa nie, maar hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Kom ons kyk, broers en susters, in die besonder van vers 17 tot en met vers 23. Toe kom hierdie jongste seun tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van honger. Ek sal dadelik na my pa toe terugkeer en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig en ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry.
Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom: Pa, ek het teen God en teen pa gesondig, en ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense: maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. As jy nou mooi geluister het, sou jy agtergekom het, die eerste deel van ons gelykenis het as 'n tema die wegbreek van God af. Ons kan wegbreek van God af. En ons breek inderdaad weg van God af. In ons ou mens leef daar 'n drang om weg te breek. Wie van ons wat vanmôre hier sit, het nie dalk van die Here af weggebreek nie. Maar die vraag is nou, sal ek kan terugkeer? En wat gaan gebeur as ek terugkom? Gaan die Vader my weer terug ontvang? Die Heilige Gees sê in ons teksvers: ja, God gaan jou weer terug ontvang. Hy gaan jou weer in jou volle regte as kind herstel. In ons gelykenis, broers en susters, word aan ons die wonder van die vergewing geopenbaar. Maar nou is dit 'n feit. Ons aanvaar die wonder nie sonder meer nie. Of liewer, hoe dink u oor die vergewing? Soos die oudste seun dalk? Hy sou eerder wou sien dat sy pa hierdie weggeloop kind moes slaan en kastei, in plaas van om vir hom 'n feesmaal te reël. Immers, hy verwag dit ook van sy pa. So sal die jongste seun van hom berou kry en sou hy dit nie weer waag nie. Die sondaar moet eers afgeransel word. Hy moet sy pak dra. Hy moet sy straf eers uitdien. Dink u, broer en suster, dalk so oor die vergewing? Luister dan na ons Here Jesus Christus as hy vertel van 'n vader wat met smartgevoel bewoe sy kind aanskou met tere mededoe, van 'n vader wat so maak en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartelik gesoen. Ons lees nie van 'n hartvogtige oog nie, maar van 'n oog wat in deernis van ver af gesien het. Ons lees ook niks van verwyte nie, maar van 'n innige jammerte. Daar staan ook niks van 'n klap of van wraakgevoelens nie, maar van 'n omhelsing en 'n kus. Inderdaad, die wegbreek seun word terug ontvang sonder enige vergelding, sonder dat hy eers enige straf moet ondergaan. Maar geliefdes in die Here, daar is ook 'n tweede mistasting met betrekking tot vergifnis. En dit is
dat ons daarvoor moet werk. Die jongste seun het heel waarskynlik ook van hierdie gedagte af uitgegaan. Hy sê, ek sal vir my vader sê, maak my soos een van u huurlinge, of soos een van u dagloners. Sy bedoeling met hierdie voorstel is duidelik. Deur vir my vader te werk, gaan ek my goeie wil bewys. Dit gaan my vader beweeg. Hy sal sê, my seun, ek sien jy het baie van jou kant af gedoen om alles weer reg te maak, omdat jy so gewerk het, omdat jy so geywer het. Daarom gaan ek jou vergeef. Wie van ons dink so oor die vergewing? Jy moet 'n program van diens aanbied aan die Here soos 'n huurling. Veral wanneer die gevolge van my sondige daad na die oppervlakte toe deurgebreek het, dan kom ons gewoonlik met hierdie huurling gedagte. Vader, so bid menige een van ons dan, ek gaan voortaan baie stry, my met gebede en met goeie dade aan u diens toewy. Wie meen dat vergewing so verkry word, het ons belydenis, broers en susters, nie goed gelees nie. Die seun spreek in sy ontmoeting met die vader wel sy skuldbelydenis uit, behalwe daardie een enkele klein sinnetjie. Maak my soos een van u huurlinge. Waarom sê hy dit nie? Eenvoudig, omdat hy daar nie kans voor kry nie. Die vader val hom in die rede deur bevel te gee dat die beste kleed gebring moet word, 'n ring vir sy vinger, sodat hy weer namens die vader met volmag kan optree, skoene vir sy voete in onderskeiding van die slawe moet gebring word, en boonop die vetgemaakte kalf moet geslag word. Wat beteken dit alles? Dat die vader sy kindskap herstel sonder 'n reeks dade van prestasies. En nou, broers en susters, nou kan ons redeneer. As vergewing so maklik kom, dan kan ons mos maar met gerusheid wegbreek. God is tog, so blyk dit, 'n genadige God. Wie so redeneer, het 'n behaag in die sonde en wil daarmee in sy lewe deurgaan. Maar weet u, vergewing geskied nie outomaties nie. Dis nie maar soos 'n assurансiepolis wat aan die einde uitbetaal sal word nie. Sonder bekering, so hoor ons dit hier, is daar geen vergewing nie. Ons lees hier van die inkeer, van die omkeer en van die terugkeer van die seun. Dus die breuk met die sonde, en dit loop uit op 'n skuldbelydenis, op 'n erkenning dat sy sonde 'n daad van verset teenoor God was. Eers dan vergewe God. Dit is so, dit is wel dat die Heilige Gees hierdie inkeer, hierdie oortuiging van jou sonde, hierdie omkeer en hierdie skuldbelydenis werk, maar deur die woord van God heen, asof alles van jouself afhang. Daarom maak God se woord deurendheid 'n appel op ons verantwoordelikheid. Bekeer jou van jou verkeerde weg.
eers dan vergewe God. Maar op grond waarvan ontvang God die weggeloopte kind weer so terug? Omdat hy geen behaag in die dood van ons as sondaars het nie. Hy het sy eie seun gestuur om in ons plek aan sy gekrenkte liefde te beantwoord. In hierdie proses is Jesus in ons plek geklap en gesmaad en gepers in God se geregtigheid tot in die ewige dood toe. Wie hom nou deur die geloof as hulle borg en saligmaker omhels, vir hulle is daar nou nooit meer enige vergelding nie. Hy het die vergelding vir ons gedra. Deur sy gehoorsaamheid het hy ook die reg van toegang tot die Vaderhuis vir ons verdien. Ons hoef nie meer by God om vergewing te bedel met 'n program van diens soos 'n huurling nie. In Jesus Christus se verdienste word ons sonder verdienste van ons kant as kinders van God terug ontvang. Geliefdes in die Here, ons is almal sondaars, wegbrekers. Wie wil hom verontskuldig dat hy of sy op een of ander punt aangeteken staan as 'n veragter van God en sy woord? Vra u maar net af, hoe staan dit met my gehoorsaamheid aan God en met my liefde vir hom en die naaste? Is ek dalk 'n verkwister of 'n gierigaard? Hoe lyk dit met my selfverloning, met my oorgawe aan God en met my daaglikse bekering? Geld die woorde van Paulus nie ook ten opsigte van ons, dat ons dikwels die skyn van godsaligheid het, terwyl die innerlike krag daarvan by ons ontbreek nie? Geliefdes in die Here, wie weggebreek het, mag weet, die Vader wag op jou. En as ek in die aangesig van my sonde opstaan en met berou na die Vader gaan, en dit loop uit op 'n belydenis dat my sonde 'n daad van verset teenoor hom was, is daar vir my grenslose vergewing, sonder vergelding, sonder verdienste, sonder verwyte. Maar solank ons in ons sondes volhard, is ons uitgesluit uit die koninkryk van God en sal ons die warmte van die Vaderhuis ontbeer. Laat dit in die lig van die vergewingswonder wat die Heilige Gees opnuut aan ons voorhou, dan ons reaksie wees. O Here, ek staan op, hier en nou, en ek gaan na u toe terug. Straf tog nie in ongenade my misdade, maar ontferm u oor my in Christus Jesus. Ek voel die brandpyn van die wonde wat deur my sonde veroorsaak is. Maak my soos een van u? Nee, wag, sê die Vader, jy is my kind, van ewigheid af daartoe bestem.
Hoe sal ek jou nou eers wil straf, of jou eers wil laat hard werk, voordat ek jou aanneem? Toe jy teen my opgestaan het in die tuin van Eden, was die krib in Bethlehem reeds vir jou voorberei. En aan die kruis het my arms oopgegaan om jou, my wegloopkind, terug te ontvang. My kind, ek is bly, jy is hier. Ek wil jou in jou volle regte herstel. In Christus staan jy inderdaad voor my, asof jy nooit sonde gehad of sonde gedoen het nie. Sprakeloos staan ons voor die wonder. Al ons angs en ons kwellings en ons gewetenkwellings val weg. Ek staan op en ek kom, hoe diep ek ook al geval het, want oor my val die skaduwee van die kruis en die Gees laat in my die verligting gebore word. Jou sondes is jou om Christus wil vergewe, sonder vergelding, sonder verdienste, sonder verwyte. Loof en prys die Here. Amen. Kom ons antwoord op die prediking met lied 510, vers 1 en vers 4, en daarna is daar 'n kort gebed. Ons wil bely, o Here, in sielerou, nie ons harte grendel of ons mond weerhou nie. Ons wil bely wat ons van u vervreem, en ons bid, neem ons skuld genadiglik om Christus wil weg, en laat ons lewe tot u eer, nou en vir altyd en altyd, om Christus wil. Amen. Na die diens van barmhartigheid sing ons dan Psalm 116, vers 7 en vers 9. Die kollekte word dus nou opgeneem.